Maar ek wil eerst 'n keer lees Kolossense 4, vers 2 sê, volhard in die gebed en waak daarin met danksegging. En wie kan dit doen? Ons almal kan dit doen. So as jy sê, ek weet wat om te doen nie, begin by dit. Is daar waarde in? Is dan iets gebeur? Hy sê, volhard in die gebed en waak daarin met danksegging en bid tegelykertyd ook vir ons. So wie is ons nou? Ek is nie noodwendig iemand wat daar kan uitgaan nie. My wêreld waarin ek leef is klein. My middele is beperk of wat ook al. Of ek het nie die vermoë nie, maar bid tegelykertyd vir ons dat God, en wie is ons wat hier praat? Dis die brief van die Kolossense, dis Paulus. Hy sê bid vir ons. Waarmee is hy besig? Hy gaan uit, hy gaan praat. Hy sê bid vir ons dat God vir ons die deur van die woord mag open om te spreek van die verborgenheid van Christus, waarvoor ek ook in boeye is. Dat ek dit openbaar kan maak soos ek dit behoort te spreek. Waar is die mense wat dit doen? Bid ons vir mekaar. Bid ons vir die woord wat moet uitgaan. Bid ons vir die geleentheid. Bid ons vir die mense wat uitgaan. Ons moet dit baie ernstig aangryp. En nou word dit nie net meer kennis versamel nie. Dit word nie net meer, maar ek glo wat jy nie glo nie. Ek is beter as jy. Maar ek het dit en ek. Hierdie is 'n taakmag. Ek weet toe ek in die weermag was, het hulle vir ons gesê, dat vir elke soldaat wat ontplooi, is daar 7 agter hom, wat hom in staat stel om te ontplooi. Dis die administrasie, dis die finansies, dis die kosvoorsiening, dis die vervoer, alles. Dit vat 7 mense om 1 soldaat te laat ontplooi. 7 ander. En ons, dieselfde. Ons wil net soldate hê wat ontplooi. Wie gaan vir hulle sorg? Wie gaan vir hulle bid? Dat ons dit doen. Ons moet vir mekaar bid.